Gesang 158, net die eerste en die derde strofe. Die Heiland is gebore soos eeue reeds voorspel. Gesang 158. Baie dankie, ons gaan saam sing, gesang 169. Herders op die open velde het die nag die engele koor. Ons gaan daarvan die eerste en die derde strofe sing, ons sing het staande, en ons bly staan ook vir die loflied daarna. Kom ons sing het hartlik saam, 169. Loof die Here o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan die geskenk van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, deur die kragtige en troostvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons antwoord op die seëngroet met Psalm 105, daarvan uit die eerste strofe, loof die Heer van alle Here. Psalm 105, eerste strofe.
Geliefdes, as reël van dankbaarheid het ons die wet van die Here. Ons luister vanoggend na die samevatting van die wet van die Here, soos dit in Matteus 22 vir ons beskryf word. Loof die Here van alle Here. Verhoog sy naam en gee hom ere. En bring sover daar volkere is, sy dade in gedagtenis. En spreek met aandag en ontzag van al sy wonders, dag aan dag. En een van hulle, 'n wetsgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan: Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Geliefdes, ons staan skuldig teenoor God en skuldig teenoor ons medemense as ons na die wet luister. Daarom bely ons ook ons skuld met die sing van Gesang 56, daarvan die eerste en die 9de strofe. Ons doen dit staande. God het gesê, ek is die Here, wat daarop volg. 56, 1 en 9. Die woord verseker ons, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Ons bely nou ons geloof in die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, deur saam te sing Gesang 241, Vader, ons eer U en wat daarop volg.
Geliefdes, die doel van die doop, sê die formulier, dat ons bedien die doop omdat God 'n genadeverbond met die gelowige mens gesluit het. Hy het vir Abraham gesê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou. Nou weet ons in die Ou Testament was die besnydenis en die Pasga tekens dat hierdie verbond geldig is. In die Nuwe Testament het Christus Jesus die verbond in sy persoon en deur sy verlossingswerk kom bevestig. As teken en waarborg hiervan het hy die doop, Matteus 28 in die plek van die besnydenis, Kolossense 2 en die nagmaal, Markus 4 in die plek van die Pasga ingestel. Ons Here Jesus het Matteus 28 sy disippels beveel om te doop as hy sê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Elke verbond het twee kante. Aan die een kant het God hom verbind om ons God te wees en ons te seën. Aan die ander kant moet ons hom in die krag van die Gees uit dankbaarheid en in gehoorsaamheid van harte lief hê, vertrou en dien. Die doop in die naam van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, is ryk aan betekenis. Deur die doop in die naam van God die Vader, bevestig hy ons dat hy as Vader ons in sy genadeverbond insluit en tot kinders aanneem. Verder leer die Bybel dat ons en ons kinders in sonde ontvang en gebore word. Lees dit alreeds in Psalm 51. Ons kan die koninkryk van God alleen beerwe indien ons weergebore word. En deur die doop in die naam van God die Seun word ons aan Jesus Christus as Seun van God verbind. Sy bloed was al ons sonde af. Die doop is 'n teken en 'n seël van die belofte van hierdie afwassing. Die doop verkondig dat ons ou sondige mens saam met Christus aan die kruis gesterf het en saam met hom begrawe is. Maar dat ons deur sy opstanding weer lewend gemaak is, sodat ons vir die sonde dood is en vir God in Christus lewe. Die doop is 'n teken van ons inlywing as lidmate in die kerk van Christus, waar ons as lewende lidmate moet leef. Die doop in die naam van God die Heilige Gees gee God aan ons 'n dubbele versekering. Hy woon deur sy Gees in ons en regeer en vernuwe ons lewens daagliks. Geliefdes, die woord leer ons ook die kinders van gelowiges moet gedoop word. Die Here God sluit ook tog die kind van die gelowige ouer van die begin af in die genadeverbond in. Die Nuwe Testament is hele gesinne gedoop toe die ouers tot geloof gekom het. Gaan lees maar Handelinge 16. Die kinders verstaan wel nog nie die doop nie, maar die betekenis daarvan geld ook vir hulle. Trouwens, dit beklemtoon juis dat God die verlossing uit genade aan hulle beloof. Die doop plaas die ouers onder 'n besondere verpligting teenoor hierdie verbondskind. Bertus Wilmarie, julle moet goed daarna luister en elkeen van ons wat kinders en kleinkinders het, moet weer hierdie woord oordink of ons werklik hou by hierdie gelofte wat ons voor die Here aflê. Verpligting vir elke verbondsouer is om hulle kinders te onderrig aangaande die betekenis en eise van die genadeverbond. Tweede, om vir hulle 'n voorbeeld te stel in die uitlewing daarvan. Die derde, en om hulle op te roep om die beloftes van God hulle eie te maak. Geliefdes, terwyl ons so sit, gaan ons saam sing Gesang 108, daarvan die eerste en die derde strofe, en dan vra ons dat die doopouers, Bertus Wilmarie, dat julle na vore sal kom, terwyl ons dit sing. Terwyl ons so sit, Gesang 108, 1 en 3.
Geliefdes, Bertus, Wilmarie, die doop is 'n goddelike instelling. En die Here waarborg daardie sy verbond van genade vir ons en vir ons kinders. Nou aan te dui dat julle die doop vir die doel en nie uit gewoonte of by gelowigheid gebruik nie, moet julle nou eerlik en opreg op die volgende vrae antwoord. Onthou, julle antwoord teenoor die Here en nie teenoor my nie, teenoor mense nie, maar teenoor die almagtige God. Daarom is so 'n gelofte absoluut bindend vir 'n mens se lewe. Die eerste bely dat alhoewel ons en ons kinders as sondaars gebore word, en daarom onder die oordeel van God staan, ons saam met ons kinders nogtans in Christus deel het aan die verbond. Verklaar u dat ons kinders daarom ook as verbondskinders van sy kerk gedoop moet word. Tweede, bely dat die leer van die Bybel in die Ou en Nuwe Testament, so saamgevat in ons kerk se belydenisskrifte, die ware en volkome leer van die saligheid is. En belangrik, beloof u as ouers om hierdie kind van u in hierdie leer na die beste van die vermoë self te onderrig en ook te laat onderrig. Dit is, Wilmarie, wat is hardop julle antwoord? Ons sing nou gesang 110 terwyl ons so sit, 1 en 5. En dit gee vir ons geleentheid om af te kom vir die doopplegtigheid. Chrisaan Wiggy Nel, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons sing hierdie ouers met hulle kinders toe. Psalm 134 daar van die 4de strofe. Daarna kan jy weer plekke inneem. Ons het baie geluk in hierdie ouers met hulle klein goed. Ook die grootouers, die familie wat hier is, mag u almal daarom meedoen om hier as mede-verbondsouers regtig die kinders op te voed in die vrese van die Here. Ons as kerk beskou onsself ook as deel van hierdie verbond, as mede-verbondsouers om vir hulle daar nou by te staan en te help dat daardie kinders regtig saam met ons kan bely. Die Here is die ware God. Ons gaan nou voort met ons woord en lieddiens, geliefdes, en ons gaan nou luister
na Lukas 1 vers 26 tot 38. En in die 6de maand is die engel Gabriël deur God gestuur na 'n stad in Galilea met die naam van Nasaret, na 'n maagd wat verloof was aan 'n man met die naam van Josef uit die huis van Dawid, en die naam van die maagd was Maria. En die engel het by haar binnegekom en gesê: Wees gegroet, begenadigde, die Here is met jou, geseënd is jy onder die vroue. En toe sy hom sien, was sy baie ontsteld oor sy woord, en sy het daaroor nagedink wat hierdie groet tog kon beteken. En die engel sê vir haar: Moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. En kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word, en die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee. En hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Toe sê Maria vir die engel: Hoe kan dit wees, aangesien ek geen man het nie? En die engel antwoord en sê vir haar: Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, seun van God genoem word. En kyk, Elisabeth, jou bloedverwant, het self ook 'n seun ontvang in haar ouderdom. En hierdie maand is die 6de vir haar wat onvrugbaar genoem is, want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. En Maria sê: Hier is die diensmaagd van die Here, laat dit met my gaan volgens die woord. En die engel het weggegaan van haar. Ons sing gesang 89, terwyl ons so sit, daar van die eerste en die tweede strofe. U is die brood gebreek eens by die meer. Ons sit so en daarna sal ons 'n gebed doen. Geliefdes, ons gaan almal staan, dat ons kan verenig in die gebed. En ons bly staan, want direk daarna sing ons gesang 156. Kom ons verenig in die gebed. Kom ons staan almal. Onse Vader, in hierdie oggenduur kom dank en loof en prys ons die grote naam. Ja, Here, ons het verlede Sondag die sakrament van die heilige nagmaal bedien. En U het ons weer gevoed, Here. Ja, want U is die brood van die lewe en ons het gedenk dat U bloed ons as gelowiges se sondes skoon was. En vanoggend, Here, is dit die sakrament van die doop, Here. Wat so baie van ons beloof.
Beloof dat ons kinders wat verbondskinders is sal opvoed. En ons sal leer en sal laat onderrig in u woord. Sodat hulle en ook elkeen van ons sal gereed wees as u kom om ons te kom haal. En vandag is 'n dankseggingdiens. 'n Diens waar ons u kan loof deur woord en deur lied. Here, in die geestesoog sien ons die aankondiging van die engel daar aan die skaapwagters op die velde van Bethlehem, waar Dawid ook met sy skape wag gehou het. Ja, Here, hulle het geskrik, maar hulle het ontvang van die engel dat die Verlosser, Christus die Here, gebore is in die stad van Dawid, in Bethlehem. En die Here, na die engele gesing het, dit moes wonderlik wees om die engele koor te kon hoor, het haastig vertrek na Bethlehem. En daar het hulle die kindjie gevind. Maar Here, gee ook dat ons, as ons vandag hier uitgaan, ook soos daai skaapwagters sal teruggaan. Ja, Here, dat ons God sal loof en sal prys, want die Verlosser is gebore. Immanuel is met ons elke dag tot die einde. Here, daai genade, die genade wat U aan ons bewys het, is so groot. En ons kry dit verniet. Maar Here, ons moet glo, en ons moet ons beloftes en ons geloftes nakom. Want Here, verskriklik sal dit wees om in die hande van die lewende God te val, as hy kom, sy seun stuur op die wolke om ons te kom haal. Maar dankie Here, dat U van ons disippels maak van U, en gee dat ons as disippels van U, as kinders van U, waarlik sal uitgaan, in hierdie tyd, voor die Christusfees, en opnuut sal besef, hoe lief U ons het. En dat ons dankbaar, ja, uit grote dankbaarheid, sal gaan, en vertel, wat gebeur het, en wat in ons lewe gebeur het. Ja, Here, dat U genade vir elkeen van ons so groot is, dat U wil hê dat elkeen van ons gered moet word, en nie verlore moet gaan nie. Dankie Here, vir U liefde. Dankie Here, vir U genade. Dankie Here, dat U ons as wese agtergelaat het hier. Dankie dat ons die drie-enige God kan dien, Vader, Seun en Heilige Gees. Here, versterk ons in hierdie tyd, en dat ons lewe soos kinders, wat die verlossing al reeds het. In Jesus naam bid ons dit. Nie omdat dit enigiets verdien nie, maar met 'n grote dankbaarheid. Amen. Gesang 156, daarvan die eerste en die derde strofe.
Broer en suster, ons het, soos jy ook nou gehoor het in die gebed, ons voorreg gehad om die sakrament van die nagmaal te geniet verlede Sondag. Vandag die sakrament van die doop. Dis die twee sakramente wat in die reformatoriese kerke oral gehandhaaf word, as 'n heilige handeling wat deur Christus ingestel is. Wanneer mense so by die doop hierdie wonderlike geleentheid beleef, dan dink jy vooraf, toe jy gehoor het, hierdie babatjie is op pad. Bertus Wilmarie, toe was julle sekerlik baie bly en dankbaar dat dit so is. En dit maak 'n mens opgewonde en jy begin droom en jy dink oor wat gaan jy doen? Groot vreugde wat voor lê. Dit het gewoonlik 'n groot invloed ook op julle as ouers, maar ook op die familie en al die geliefdes rondom ons. Dit maak gewoonlik 'n groot verskil in jou lewe. Ja, dit verander eintlik 'n mens se lewe dramaties. Hopelik tot groot blydskap en vreugde en sin in ons lewens. So is dit ook die aankondiging van die geboorte van Jesus Christus. Soveel te meer, wanneer 'n engel van God kom en aan eenvoudige herders daar in die veld vol strooi en stof, kras manne wat in skerms woon en ruik na bok en rook en mof, kom kondig aan 'n unieke baba gaan gebore word. Die seun van God, God self, gaan gebore word. Hy kom aarde toe. Dis verbuisterend. Eintlik as mens daaroor dink, dan besef jy dis baie moeilik om die diepte daarvan werklik te pyl. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en onnaspeurlik sy weë. Want wie het die gedagte van die Here geken? Of wie was sy raadsman gewees? Of wie het eers aan hom iets gegee, dat het hom vergeld moet word? Want uit hom, en deur hom, en tot hom, is alle dinge. Syne is die heerlikheid, tot in ewigheid. Ja, ongrypend broer en suster, die groote God wat ons aanbid, en nou in hierdie Christusfeestyd, word ons opgeroep om terug te dink, te onthou. Dink terug aan daardie besondere aankondiging. Onthou wat die gevolg is van die geboorte van hierdie kind, Jesus Christus, vir jou, vir my, vir die hele wêreld. Ons dink terug deur saam te sing Gesang 145, terwyl ons so sit. Daarvan sing ons die eerste en 7de strofe. Weer dink ons saam in daardie nag. Ons het gehoor dat die engel Gabriël aan Maria verskyn het
Die engel Gabriël word ook genoem die man van God, as die wat namens God mag praat, wat belangrike boodskappe van God kom oordra. Ons kan hom ook noem die verteenwoordiger van God. Ons leer hom al ken daar by Daniël, later by Sagaria, en nou ook hier by Maria. Hy sê vir Maria, ek groet jou, begenadigde. Dink 'n bietjie mooi oor die woordjie begenadigde. Dat die Here hierdie vrou uitkies om sy seun in die wêreld te bring. En dan kondig die engel Gabriël die geboorte van Jesus Christus aan en Maria bars uit in 'n loflied. En Maria het gesê, my siel maak die Here groot, en my gees is verheug in God, my saligmaker, omdat hy die nederige toestand van sy diensmaagd aangesien het. Want kyk, van nou af sal al die geslagte my salig noem. Want hy het wat magtig is, het groot dinge aan my gedoen, en heilig is sy naam. Kom ons sing oor hierdie goeie tyding, geliefdes, Gesang 151, terwyl ons so sit, oor die goeie tyding, oor die blye tyding, 1 en 3, Gesang 151. Toe Maria hierdie aankondiging hoor, was sy verbuisterd, lees ons in die woord, en sy het gewonder wat hierdie begroeting tog kon beteken. Ons moet onthou die kultuur waarin Maria leef op daardie stadium speel nogal 'n groot rol. Sy's jonk, sy's arm, sy's 'n vrou. Alles eintlik dinge wat teen haar tel in daardie kultuur. Eintlik nie geskik om deur God gebruik te word nie. En tog, God kies haar, 'n jong ongetroude maagd, swanger. Weet jy of jy besef wat 'n risiko's hou dit eintlik vir haar in nie? As dit gebeur, sal haar verloofde haar 10-10-1 verlaat en nie met haar wil trou nie. En sy sal moet ongetroud bly in hul kultuur van daardie tyd. En as haar eie vader haar as gevolg daarvan verwerp, sal sy nie 'n keuse hê nie, sy sal moet daal tot die bedelaarsstand of dalk 'n bestaan voer as 'n prostituut. En kan jy dink as sy dan nog vir hulle sê sy het swanger geword want die Heilige Gees het oor haar gekom. Voordat die mense rondom haar sal sê, maar jy is seker kranksinnig om sulke onsin te praat. En tog, dis vanmôre vir ons die belangrikste, hoe reageer ons op hierdie aankondiging van ons verlosser se geboorte? Kyk net hoe reageer sy teen hierdie agtergrond van haar kultuur. Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat u gesê het. Sy word gekies as moeder van die Messias, die lank verwagte Messias. En dit bring nie vir haar voorspoed nie. Dit bring nie beroemdheid nie.
Dit bring nie vir haar guns onder die mense nie. Maar eerder pyn, spot. En selfs die wat by haar moet staan, haar verloofde wat haar wil verlaat. Maar sy gaan deur daarmee, want sy het haar neergelê by God se wil. En dan word Jesus gebore, en ons ken die verhaal verder, hoe dat hy uiteindelik meer as 33 jaar hier leef, sy wonderlike evangelie verkondig, waar ons vandag nog juig. Maar die ergste is, hierdie selfde seun van God word verwerp. Hy word doodgemaak aan die kruis op Golgotha. En tog is hy die enigste hoop vir die wêreld. Woord leer ons, hy is die koning van alle konings. En aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Haar gehoorsaamheid lei dus uiteindelik tot elkeen van ons se verlossing. Miskien net ook 'n woord oor die maagdelike geboorte, want dit was maar altyd nog 'n moeilike ding vir mense om te aanvaar en te glo. Dat van die digters ook daaroor skryf, hy is gebore, teen elke reël bekend, teen die grein van elke wet is hy gebore, teen die rede se wetensdrang, teen die eeue se vaste gang, is hy gebore. Dan vra mens, maar hoe is dit moontlik? Dis tog nie menslik moontlik verklaarbaar dat ons dit sal aanvaar nie. Hierdie wonder, hierdie misterie, dat God dit veroorsaak. Ons moet nie vergeet, die broer en suster, onthou, hier en daaroor kla niemand nie, dat God dit vir Abraham en Sarah moontlik gemaak het, om in die jare van hulle ouderdom lank na hulle kon kinders hê, tog Isak as seun vir hulle gegee het. Ook Sagaria en Elisabeth, lank ver in hulle ouderdom gevorder, uit die tyd van geboorte gee aan 'n kind, Johannes die Doper. Daarom sê Lukas 1 hier, in vers 37, niks is vir God onmoontlik nie. Jy sien, as ons glo dat God uit niks alles geskape het, wat ons hier het, wat ons beleef vandag, en ons hele bestaan, dan is niks vir God onmoontlik nie. Dan is dit ook vir hom moontlik om uit 'n maagd 'n kind te laat gebore word, sy seun. Hoe reageer u op hierdie aankondiging? Wat gebeur in die binneste as jy besef, dis ook vir u en vir my, wat hierdie kind gebore is? Maak dit ons gewillig om hom te dien? Maak dit ons getrou in ons geloftes? Maak dit ons dankbaar vir sy ontsaglike offer, om sy liggaam te breek, sy bloed te laat vloei, vir ons eintlik die mag van die bose te breek, en die poorte van die hemel oop te breek. Toe Elisabeth dit hoor, dat Maria swanger is, sê sy, gelukkig is sy wat glo, dat in vervulling sal gaan, wat die Here vir haar gesê het. Kyk net hierdie reaksie, hierdie absolute geloof, omdat God dit bekend gemaak het, jy is hulle seun hê. En daar in die stilte van die nag, het dit ook gebeur, het hierdie aankondiging van die engel waar geword. Daar waar die kuise en die arme stil en buite die hotel se poort verniet loseer het in die stal, het hy visarendjie van God in ons benoude vlees geval, in die stilte van die nag, en daar in die kring van klipmure en staldiere en strooi, lê die Vader van tye, sy eersteling, in doeke tussen hooi. Kom ons sing van hierdie stille nag, Gesang 154, ons gaan daarvan 1, 2 en 3 sing staande, en dan gaan ons ook luister daarna, na die gevolge van wat hier gebeur. Ons sing 1, 2 en 3, en dan neem ons weer ons plekke en daarna.
En sy barmhartigheid is van geslag tot geslag vir die wat hom vrees. Hy het deur sy arm kragtige dade gedoen. Hoogmoediges in die gedagtes van hulle hart het hy verstrooi. Maghebbers het hy van trone afgeruk en nederiges verhoog. Hongeriges het hy met goeie dinge vervul en rykes met leë hande weggestuur. Hy het sy knegt Israel bygestaan sodat hy aan sy barmhartigheid sou dink, soos hy tot ons vaders gespreek het aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid. Geliefdes, ook aan het die Here in ons geringheid goed gedoen. Ek dink baie keer raak ons so gewoond aan die evangelie boodskap, dat ons nie die wonder en die erns daarvan besef, dat dit eintlik vir ons die ewige lewe gee nie, net uit genade. In Jesus Christus het hy ook aan ons geringheid goed gedoen. En moet ons ook reageer, soos in Maria, wanneer die Here na ons toe kom en sê, O Heilige God, ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat U wil, wat U sê. Ja, in ons lewe moet daarom dan ook 'n lewe van dankbaarheid en 'n vreugdevolle loflied wees tot sy eer. Kom ons verenig in die gebed. Dierbare Vader, soos ons nou gesing het, ons juig, ons is bly om U seun se geboorte te kan gedenk. Vader, hy wat gebore is vir ons, al het hy gesterf, ook vir ons sondes, het hy opgestaan waar hy sit aan die regterhand van U. Vader, waar hy instaan vir elkeen van ons sonde. En laat ons hierdie Kerstyd gebruik om aan hierdie wonder te dink. Die genade wat ons daardeur ontvang, dat hy vir ons instaan, sodat ons elke dag sal besef hoe geseënd ons is en nader aan U sal lewe, uit dankbaarheid vir dit wat U gedoen het. Amen. Ons het geleentheid vir die opgegawes geliefdes, en dan ons afsluit sien.
Ontvang die seën van die Here en gaan die wêreld in sy vrede. Die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot die redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en aan u sy vrede gee tot in alle ewigheid. Amen.